Hallo daar jong wetenskaplikers. Is julle reg om daai breine bietjie te laat werk? Vandag het ek 'n lekker vinnige vasvraag oor metale en nie-metale, net om seker te maak julle is vlamskerp vir daai eksamen. Kom ons spring weg en kyk of ons julle 100% gereed kan kry. Reg so, slimkoppe. Maak julle reg. Ons gaan nou kyk wat julle alles kan onthou. En onthou, hierdie is net vir die lekker, okay? Ons doen dit saam. Is julle gereed? Fantasties. Kom ons duik dadelik in. Goed, hier gaan ons. Ronde 1 en ons begin met alles oor nie-metale. Dink nou mooi aan alles wat julle van hulle geleer het. Hoe lyk hulle, hoe voel hulle en wat maak hulle so uniek? Hier kom die eerste klompie vrae. Reg, vraag nommer 1. Noem die 3 materietoestande waarin nie-metale kan wees. Denk bietjie. Vaste stof, vloeistof, wat nog? Vraag 2. Is nie-metale buigbaar, rekbaar of smeebaar? Kan jy hulle soos 'n stukkie klei vorm? En laastens, vraag 3. Wat beteken dit as ons sê nie-metale is bros? Luister mooi na daai woordjie, bros. OK, het almal hulle antwoorde? Kom ons kyk hoe julle gedoen het. Vir nommer 1, die antwoord is vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Ja, nie-metale kan al 3 wees. Vir nommer 2, kan julle buig? Dis 'n groot vet nee. Hulle sal eerder breek. En dit, my slim vriende, bring ons sommer direk by die antwoord vir nommer 3. Bros beteken dit breek maklik in stukkies, presies soos 'n koekie wat uit jou aanval en op die vloer in 1000 stukkies spat. Kraak. Kom ons maak seker daai woordjie sit vas. Bros. Dis die sleutel hier. Dink aan 'n stukkie steenkool. As jy dit probeer buig, gaan dit nie werk nie, né? Dit gaan sommer net breek. In 'n klomp stukkies. Dis presies wat bros beteken. Julle het dit. Julle doen fantasties. Kom ons hou daai momentum aan die gang met die volgende 3 vrae. Reg, nommer 4. Word nie-metale as geleiers of isolators gesien? Vraag 5 is 'n lekker een, 'n regte breinknopper. Wat is die enigste nie-metaal wat elektrisiteit kan gelei? En dan nommer 6. Gee my net een rede hoekom nie-metale nie so sterk soos metale is nie. Reg so, tyd om te kyk. Vir nommer 4, nie-metale is isoleerders. Hulle is soos 'n stopstraat vir hitte en elektrisiteit. Hulle sê net, stop, jy gaan nie verder nie. Dink aan die plastiek handvatsel van 'n warm pot. Nou, vir daai spesiale vraag nommer 5. Die enigste nie-metaal wat wel 'n bietjie elektrisiteit deurlaat is grafiet. Ja, daai selfde grys goed binne in jou potlood. Dis 'n super spesiale uitsondering. En vir nommer 6, hoekom is hulle nie so sterk nie? Wel, dis omdat hulle sagter is en, soos ons nou goed weet, baie meer bros is. Julle is vuurwarm. Sjoe, ronde 1 is in die sakkie en julle is nou amptelik nie metaalkenners. Fantasties gedoen. Goed, kom ons skuif nou van die brose en dowwe goed na die blink en sterk kant van dinge. Ja, dis reg. Ronde 2 is alles oor metale en hulle supersterk neefies, die alloye. Goed, is julle reg vir die metale? Vraag 7. Noem 2 goed wat ons elke dag gebruik wat van suiwer metale gemaak is. Ek weet julle kan sommer nou dadelik 'n paar sien as julle net so 'n bietjie rondkyk. Vraag 8. Wat is 'n alloy? En vraag 9. Wat is nou eintlik die groot voordeel van 'n alloy? Hoekom sal ons metale wil meng? Kom ons kyk na daai antwoorde. Vir nommer 7, daar's so baie. Kookpotte, julle messe en virke, die muntstukke in jou beursie en selfs daai mooi juwele. Vir nommer 8, 'n alloy is basies 'n spesiale mengeldrankie van metale wat saamgesmelt word. En hoekom doen ons dit? Wel, dis die antwoord op vraag 9, want 'n alloy is soos 'n supermetaal. Dit vat die beste eienskappe van verskillende metale en kombineer hulle om iets nog sterker en nog beter te maak. So kom ons onthou hierdie baie belangrike woord, 'n alloy. Dis amper soos om 'n geheime resep te hê. Jy vat 'n bietjie van hierdie metaal, 'n knippie van daardie een, smelt hulle saam en voilà, jy het 'n splinternuwe, verbeterde materiaal. Dis soos wetenskappers wat 'n droomspan bou met metale. Julle is op dreef wetenskappeliks. Hier's nog 'n paar vrae. Nommer 10. Waaruit bestaan staal? Dis seker een van die bekendste alloye op die hele aarde. Nommer 11. Wat is so spesiaal aan vlekvrye staal? Daai naam gee julle al 'n groot leidraad. En nommer 12. Wat is die doel van bedekkingsmetale of wanneer ons sê iets is geplateer?
Tyd vir die antwoorde. Vir nommer 10, die geheime resep vir staal is yster plus 'n bietjie koolstof. Vir nommer 11, die superkrag van vlekvrye staal is presies wat die naam sê. Dit blink vreeslik mooi en die belangrikste, dit roes nie. Dis hoekom ons messe en virke daarvan gemaak word. En laastens, nommer 12. Platering is soos om iets 'n deftige, blink baadjie aan te trek. 'n Dun laagie van 'n duurder metaal word bo-oor 'n goedkoper een gesit, net om dit ekstra spesiaal te laat lyk. Uitstekend. Ons is by ons laaste ronde en dis 'n super belangrike een. Herwinning. Vraag 13. Wat is herwinning nou eintlik? Vraag 14. Noem 2 groot voordele van metaalherwinning. Hoekom is dit so goed vir ons planeet? En die heel laaste vraag, nommer 15. Hoe word yster en staal gesorteer tydens die hele herwinningsproses? En hier is ons laaste stel antwoorde. Vir 13. Herwinning is daai wonderlike proses waar ons ou goed vat en dit 'n tweede lewe gee om iets heeltemal nuuts te word. Vir 14. Die 2 groot voordele is dat ons planeet se kosbare hulpbronne bewaar en ons spaar hoppe en hoppe energie. Dis 'n totale wen-wen vir moeder aarde. En nou vir die laaste antwoord. Hoe sorteer hulle al daai yster en staal? Wel, met 'n ongelooflike slim wetenskaptruk. 'n Reuse, superkragtige magneet. Woesh! Al die yster en staal klou net so vas. Hoe cool is dit nie? En dit is dit. Julle het die hele vasvra voltooi. Fantastiese werk almal. Gee julle self 'n reuse ronde applous. Julle het vandag gewys julle ken julle metale en julle nie metale en ek is super trots op elkeen van julle. Goed, so net 'n vinnige opsomming vir daai eksamen. Die 3 belangrikste dinge om te onthou. 1. Nie metale is gewoonlik isoleerders en hulle is bros. 2. Alloye is daai supersterk metaalmengsels. En 3. Herwinning van metale is ongelooflik belangrik want dit spaar energie en dit help ons planeet. Baie dankie dat julle so lekker saamgespel het. Ek hoop julle het dit net so baie geniet soos ek en dat julle sommer baie geleer het. My laaste vraag aan julle is: wat was die interessantste ding wat jy vandag geleer het? Dink 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met die eksamen. En onthou, die beste wetenskaplikes is die wat aanhou vra. So, hou aan om nuuskierig te wees. Totsiens!